Goeiedag, liewe luisteraars. Ek groet u weer eens in die wonderlike en kosbare naam van ons Here Jesus. Ek is natuurlik verskriklik opgewonde om hierdie boodskap met u te deel vanmôre. Dis 'n baie interessante en 'n baie kosbare woord wat ek vanmôre met u wil deel. Die Here het baie duidelik op my hart gelê, 3 gedagtes om met u te deel. 3 dinge waarop ons moet fokus met betrekking tot die naderende wederkoms van Jesus Christus. Daar's 3 dinge wat in die volgende weke, maande, dalk jaar of 'n bietjie meer gaan uitspeel voor ons oë. En ons gaan sien hoe hierdie dinge voor ons oë in vervulling gaan kom. En vriende, dis nodig dat ons dit moet hoor. Is nodig dat ons dit moet verstaan. Is ook nodig dat ons hierdie boodskap as ons seën ontvang, hierdie boodskap sal aanstuur na ander mense om te hoor wat wil die Here vir hulle sê. Ons mense moet gereed wees. Ons moet altyd gereed wees vir daardie skielike dag wanneer Jesus gaan kom. Hy sal kom soos 'n dief in die nag. Woord sê, ons moet nie aan die slaap wees nie, maar ons moet wakker wees en gereed wees. En elkeen moet gereed maak. En as jy na hierdie boodskap luister, behoort dit vir u 'n wekroep te wees om geestelik gereed te wees. Koms van Jesus is voor die deur. Ons lees in 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1 tot vers 12. Het is belangrik dat ons op hierdie hele gedeelte vanmôre 'n bietjie sal fokus. Kom ons lees. 2 Tessalonisense 2 vanaf vers 1. Paulus skryf, hy sê, maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, met ander woorde, wanneer ons met hom sal verenig en een sal wees, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie, deur gees of deur woord of deur brief, wat van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom. Dis nou die afvalligheid van die laaste dae, sodat die antichrist kan kom. Eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, dis die antichrist, die seun van die verderf, die teestander, wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie, dat ek dit altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. As iets wat hom teehou, sodat hy nie geopenbaar kan word nie. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, die antichrist. Hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak. Hy wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word, wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Daar's baie mense wat die waarheid nie glo nie, maar die leuen glo. Die Here gaan met hulle hart afreken. Kom ons bid net saam. Ons wonderlike Vader, ons wil net vanmôre weer eens dankie sê, dat ons, wanneer ons kyk na al hierdie dinge wat in die wêreld gebeur, vanmôre tot een besef gekom het, en dit is dat ons in die laaste dae leef, vlak voor die wederkoms van Jesus Christus. Here, U het vir ons vanmôre in ons skrifgedeelte mooi gesê, die antichrist gaan skielik kom, maar die teehouer moet eers uit die weg geruim word. Die bruid van Christus moet eers gekom haal word, en dan sal die antichrist op die toneel verskyn, en hy gaan baie mense mislei, want hy gaan kom met wonders en tekens en misleiding, om elkeen wat die waarheid nie geglo het nie, maar die leuen geglo het, om hulle agter hom aan te laat loop. Ag Here,
Die tyd is min. Wil jy nie asseblief vanmôre deur hierdie boodskap met mense praat en hulle waarsku en hulle wakker skud nie? Dankie dat ons weet, u praat deur u Gees met elke mens wanneer ons u woord lees, oor die woord praat, u woord oordink, u woord ondersoek. En ons wil vra, Here, dat u vanmôre ook deur hierdie boodskap baie duidelik met ons sal praat en ons sal wakker maak. Ons oë sal oopmaak, dat ons sal besef, Jesus se koms is voor die deur en ons moet gereed wees. Ons aanbid U in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek hou net weer 2 verse uit ons geleesde gedeelte aan die voor. En dit gaan hier oor die verskyning van die Antichrist, die openbaarmaking van die Antichrist, want iewers wat hy op die toneel verskyn. En vers 7 sê, ek kan nou nie al die verse weer lees nie, vers 7 sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk. Met ander woorde, in die geheim is die ongeregtigheid besig om al meer te word. En is die Satan besig om die pad vir die Antichrist gelyk te maak. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy, wat nou teehou, uit die weg geruim is. Dan kan die Antichrist geopenbaar word, kan hy op die toneel verskyn. En nou sê vers 9, hy, verwysende na die Antichrist, wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. So hoe gaan hy op die toneel verskyn? Met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen. En baie mense gaan agter hom aanhardloop, want hulle gaan dink, dis die Messias wat nou gekom het. Maar vriende, voor dit kan plaasvind, is daar natuurlik 3 dinge wat die Here aan my geopenbaar het. Na hierdie oorlog beëindig is, die Here het my gewys, daar's 3 dinge waarop ons moet let, wat vir ons sal dui daarop dat die koms van Jesus, wanneer hy sy bruid kom haal en die Antichrist op die toneel moet verskyn, op hande is, baie naby is. 3 dinge wat ons moet dophou vir die toekoms. Nou ek het lanklaas 'n boodskap oor die wêreldgebeure gebring, spesifiek met die oorlog tussen Amerika en Israel teen Iran. Omdat die oorlog sedert 28 Februarie 2026 tot 8 April 2026 geduur het. Nou dit was nie baie lank gewees nie, maar ons het nie regtig geweet watter rigting gaan dit inslaan nie. Op 1 Maart het Iran se regering Ali Khomeini se dood bevestig, kort nadat die oorlog begin het. Op 8 April het 'n 2 weke skietstilstand aangebreek. Amerika het die seestraat van Hormuz gesluit en sedert 8 April tot 14 Junie, sommer nou die dag, was daar verskeie onderhandelinge om 'n ooreenkoms tussen Amerika en Iran te bereik. Hierdie ooreenkoms was 'n ooreenkoms net tussen Amerika en Iran. Op 14 Junie het Trump en Iran 'n ooreenkoms aangekondig om die oorlog te beëindig en die seestraat van Hormuz te heropen, want dit was vir lank gesluit en die oliebote was gereguleer wat ingegaan en uitgekom het, maar was maar min. En daar was 'n besluit dat hierdie seestraat heropen moet word met 'n ondertekening wat op Vrydag 19 Junie 2026 in Switserland verwag word. Nou Trump het die opheffing van die Amerikaanse vlootblokkade het hy gemagtig, maar hy het steeds gewaarsku dat militêre optrede kan hervat indien 'n kernooreenkoms nie bereik word nie. Terwyl die oorlog nog aan die gang was en die onderhandelinge vir 'n skikking nog nie bereik kon word nie, was daar nie veel om te sê nie. Ons het nie regtig geweet watter rigting gaan hierdie oorlog inneem nie. Maar nou, nadat dit alles waarskynlik lyk asof daar wel Vrydag 19 Junie 2026 'n ooreenkoms geteken kan word tussen die 2 partye, naamlik Amerika en Iran, is daar interessant genoeg skielik interessante gebeure
wat in die volgende weke, dalk maande, dalk langer kan afspeel. Ek dink nie dit gaan veel langer as 'n klomp maande wees nie. Dink nie dit gaan jare wees nie. Maar ons moet maar wag en kyk hoe hierdie profeseë voor ons oë gaan afspeel. En daarom praat ek vanmôre net oor 3 dinge wat die Here deur sy Heilige Gees baie duidelik op my hart gelê het om dop te hou vir die toekoms. 3 baie interessante dinge wat ek vanmôre met u wil deel. Maar ek wil net eers vir u 'n paar voorspellings wat ek in 'n vorige boodskap gemaak het op grond van die skrif of die eindtydprofeseë herhaal, om maar net te bevestig dat ek tog die woord van die Here reg verstaan en reg verklaar het toe ek sekere stellings in die boodskap van 1 Maart 2026 gebring het. In die boodskap van Sondag 1 Maart 2026 wat reeds opgeneem was toe Israel en Amerika op Saterdagoggend 28 Februarie met lugaanvalle op Iran en hoofsaaklik Teheran begin het ek aanvanklik gesê dat ek twyfel of Amerika vir Iran sal aanval, maar ek het ook gesê, as daar wel 'n oorlog uitbreek, kan dit nie vir baie lank duur nie, want Iran moet dan weer herstel om nog steeds 'n magsinvloed onder hulle bondgenote te hê en om weer kans te sien om teen Israel oorlog te maak, want nou het ek verwys na die profesie van Jesegiel 38 waaroor so baie eindtydpredikers praat en nie weet regtig waar dit inpas nie. Maar dat Iran 'n eindtyd rol speel, profetiese rol speel, is verseker so waar hulle die hele inisiatief gaan neem om teen Israel oorlog te maak en ook ander lande saam met hulle gaan betrek. Sommige predikers het 'n derde wêreldoorlog voorspel toe Amerika en Israel gedreig het om vir Iran aan te val. Want meeste mense het geglo, as daar 'n oorlog tussen Amerika en Iran uitbreek, waarby Israel sonder twyfel betrek sou word, dan gaan Rusland en China as bondgenote van Iran hulle outomaties aan die kant van Iran skaar en moontlik ook betrokke raak. Dit was die voorspellings wat baie predikers gemaak het. Sommige het voorspel dat Rusland reeds 'n oorlogskip na Iran gestuur het as teken van lojaliteit en ondersteuning aan Iran, en of dit waar was, weet ons nie. En daar was ook sprake van China, wat hulle solidariteit aan Iran beloof het en ook voorberei het vir 'n oorlog. Daar was valse nuus, baie valse nuus versprei en daar was gewys hoe dat China voorberei vir 'n oorlog. Maar ek het gesê, as dit op 'n oorlog sou uitloop, glo ek nie dat dit tot 'n derde wêreldoorlog sou lei nie. Ek was absoluut oortuig dat dit nie tot 'n derde wêreldoorlog sal lei nie, maar ek het dit pertinent gesê dat Amerika net die wapenaanlegte en die wapenopslagplekke sal wil vernietig so ver moontlik, alhoewel daar baie druk op Donald Trump was vir 'n volskaalse oorlog, sodat die regering van Iran omvergewerp kon word. Hulle wou graag 'n regeringsverandering sien plaasvind. En my vriende, onthou, daar was baie druk op Amerika en Israel om die Iranese regering omver te werp, sodat die fanatiese moslimregering wat hulle bevolking geweldig onderdruk en wreed vermoor het, uit hulle kussings gelig kon word. Die bevolking, die publiek van Iran het gepleit by Amerika, by Donald Trump en by Netanyahu om net hierdie regering omver te werp sodat daar 'n nuwe regering kan wees wat hulle meer genadig sal wees. Ons het eintlik almal geweet dat dit nie so maklik sal gebeur nie. Want dit is nie so maklik en so eenvoudig om sommer net 'n regering omver te werp nie. Maar dit was my absolute oortuiging dat daar beslis nie 'n derde wêreldoorlog sal plaasvind nie, omdat die skrif nie van 'n groot wêreldoorlog praat wat die aarde en sy bewoners op groot skaal sal uitwis en alles sal vernietig
voordat Jesus se koms en die slag van Armageddon sal plaasvind nie. Ek vind dit nêrens in die woord dat daar so 'n groot oorlog moet plaasvind dat die wêreldbevolking totaal en al uitgewis gaan word voor Jesus gaan kom nie. Maar vanmôre se boodskap is baie interessant. Die Here het 3 dinge, soos ek reeds gesê het, op my hart gelê om dop te hou vir die toekoms. En ek wil baie graag met u hierdie 3 dinge deel, want dit is geweldig belangrik dat ons dit sal verstaan. Dit wil sê, daar is 3 dinge wat ons in die volgende weke, maande, dalk jaar of meer moet dophou. Ernstig moet dophou, maar vriende, ek dink nie, dit gaan 'n jaar of meer vat nie. Ek dink binne die volgende paar weke of maand of 3 sal ons sien hoe dat hierdie profeseë, hierdie eindtyd gebeure voor ons oë afspeel en uitspeel. En ons sal net eenvoudig sien hoe dat die woord van die Here waar word, hoe dat dit wat ek vanmôre gepreek het in vervulling gaan kom. Nou, heel eerstens wil ek 'n vraag vra, en wanneer ek hierdie vraag hanteer, is dit iets waarop ons kan fokus in die volgende weke en maande wat voorlê as die Here vertoef om ons te kom haal. Die eerste vraag wat ek wil vra is, kan ons die Iran-Amerika vredesonderhandelinge vertrou? Kan ons dit vertrou? Ek lees op die Israel nuus dat Israel baie ongelukkig is en vra waarom hulle nie deel van die onderhandelinge was nie. En gevra het dat hulle graag die dokumente van die onderhandelingsooreenkomste wil sien. Hulle wil dit self onder oë hê, hulle wil self lees en bestudeer waaroor daardie onderhandelinge gaan. Maar Iran het natuurlik eenvoudig geweier dat hulle daardie dokumentasie moet sien en sien waaroor die onderhandelinge gaan. Amerika het hulle betrek, vir Israel, betrek by die oorlog met Iran. En Israel voel die meeste bedreig met die kernwapenontwikkeling van Iran. Dis hoekom Israel so gewillig was om ook aan hierdie oorlog deel te neem. Want hulle voel bedreig met die kernwapenontwikkeling van Iran. Maar Amerika sluit hulle skielik uit by die onderhandelinge vir 'n skietstilstand en die vredesooreenkomste wat hulle met mekaar sluit, wat Iran en Amerika met mekaar sluit. Maar vriende, hou mooi dop, hoe gaan Iran elke moontlike jakkalsdraai gooi om uit minstens 3 van hierdie eise van hierdie vredesonderhandeling te kom? Ons weet nie regtig wat hierdie vredesonderhandelinge presies behels nie, maar dit is uitgespreek, heel eerstens, dat die kernwapenontwikkeling gestaak moet word en die verrykte Iran vernietig moet word. So hulle gaan so ver moontlik probeer om daardie verrykte Iran en hulle kernplanne weg te steek vir Amerika, weg te steek vir elkeen wat dit wil opvolg. Daar is reeds sprake dat hulle daardie verrykte Iran in diep tonnels weggesteek het en daardie tonnels toegeskiet het sodat niemand daarby kan uitkom nie. Dit is nou maklik. Nou kan hulle net sê, ons weet nie waar dit is nie, ons weet nie om daarby uit te kom nie, julle het dit toegeskiet. Daar word reeds deur die demokrate van Amerika en selfs skeptiese republikeine gevra, deur wie en hoe gaan hierdie Iran opgespoor en vernietig word? Baie interessante vraag, deur wie gaan dit gemonitor word? Wie gaan dit opspoor? Wie gaan dit vernietig? Nou Iran gaan baie moeilik heeltemal afsien in die tweede plek van hulle beheer oor die straat van Hormuz. Dis een ding waarin hulle ook krampagtig vasgehou het. Hulle het gesê hulle weier om beheer oor daardie straat van Hormuz af te gee. Hulle gaan ook nie hulle steun aan Hezbollah heeltemal onttrek nie, want Hezbollah is hulle gevegsvleuel op die agterdeur van Israel. My vrou sê altyd, Hezbollah is die baba van Iran en hulle moet hierdie baba versorg en na hierdie baba omsien. En as Israel nie ophou om vir Libanon binne te val in 'n poging om Hezbollah uit te wis nie, dan gaan hulle allerhande verskonings hê om weer vir Israel aan te val. Dan sê Israel het nie by hierdie vredesooreenkomste
ingeval het terwyl Israel nie daarby betrek was nie. En sodra hulle weer finansiëel op die voete is, gaan hulle weer in die geheim terroristeorganisasies soos Hezbollah ondersteun en van wapens voorsien. Daarvan is ek met my hele hart oortuig. Vriende, onthou daardie spreekwoord wat ek in 'n vorige geleentheid gebruik het. You never teach an old dog new tricks. Die Iraniërs is ou honde. Jy kan hulle nie nuwe dinge leer nie. Generaal Jack Keani het male sonder tal het hy op Fox News gewaarsku dat die Iranse regering 'n klomp leenaars en bedrieërs en skelms is en dat president Donald Trump en sy raadgewers naïef is om te dink dat hulle daardie spul kan glo en kan vertrou. Hy het dit hoeveel keer gesê, wat ek self na hom geluister het, sê, hulle is 'n klomp skelms, hulle is 'n klomp leenaars, hulle is 'n klomp bedrieërs, niemand kan hulle glo nie, niemand kan hulle glo nie. Hulle is 'n klomp duiwelsagente, kan ons vanmôre vir mekaar sê, en onthou wat Jesus van die Satan gesê het, toe hy met die skrifgeleerdes en die fariseërs gepraat het, in Johannes 8 vers 44. Hier praat hy met hulle, en hy sê vir hulle, julle dink julle is godsdienstig, maar julle die duiwel as vader, en die begeertes van julle klein lettertjie, vader, wil julle dien. Hy wat 'n mensemoordenaar van die begin af was, verskoon tog, 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie. 'n Mensemoordenaar van die begin af staan nie in die waarheid nie, omdat in hom geen waarheid is nie. En wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is, en die vader, die klein lettertjie vader daarvan. Hy's 'n leenaar, hy's die vader van die leen. Nou vriende, hierdie Iraniërs is gewetenlose moordenaars, want hulle het al duisende van hulle eie mense vermoor, koelbloedig doodgeskiet, erg mishandel, wreed doodgemaak, en hulle sal dit steeds doen. En hulle is leenaars en bedrieërs, want hulle die duiwel as vader, en hulle sal sy wil doen so ver dit moontlik is. Hou mooi dop, hoe gaan hulle vir Trump en sy regering tot die uiterste toe uitlok en toets. Hulle gaan hulle beproef op allerhande maniere om te kyk wie wen hierdie stryd tussen al hierdie planne van Amerika. Net Trump glo hulle en vertrou hulle, en hy sal nog sy fout agterkom. Na my mening dink ek hy gaan nog sy fout agterkom, hy sal nog moet erken dat hierdie mense nie betroubaar was nie, dat hulle leenaars en bedrieërs is. Vriende, ons moet nie vergeet nie, die moslimhaat en bedreiging sal nooit stop nie. Hulle is gebore met haat, hulle dril dit in hulle kinders in van klein tyd af, en almal word met haat groot gemaak, en met 'n gevoel van haat vir Israel, 'n gevoel van haat vir Amerika, 'n gevoel van haat vir Christene. 2 Tessalonisense 2 vers 7 sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net tot hy wat teehou uit die weg geruim is. Die ongeregtigheid is daar in die geheim steeds besig om voort te gaan, vriende, want die duiwel beplan al die dinge. Hy gebruik mense. Iran haat vir Israel en ook vir Amerika, wat deur al die jare baie lojaal aan Israel as volk van God gebly het. En hulle weet dit. Hulle weet dat Amerika aan Israel lojaal gebly het, en daarom haat hulle vir Amerika ook. Hulle haat vir Israel, haat vir Amerika, en haat natuurlik ook Christene, en dit sal altyd so wees, solank die moslemgeloof, die fanatiese moslemgeloof bestaan. Daar was onlangs 'n foto, dit was my geweldig interessant, op Israel nuus van 19 Amerikaanse en Israel leiers, wat op Iran se mees gehate en gesoekte lys vir vergelding op die dood van Ayatollah Khomeini is. Hulle leier wat doodgeskiet is. Hulle wil hierdie 19 Amerikaanse en Israel leiers doodmaak as hulle in die hande kan kry. En die eerste 4 persone op daardie lys is natuurlik Donald Trump, hy's nommer 1.
J.D. Vance is nommer 2, Marco Rubio is nommer 3 en Benjamin Netanyahu is nommer 4. En ek persoonlik dink, dit behoort as 'n ernstige dreigement beskou te word. Baie ernstiger as wat die wêreld dit opneem, as wat Amerika dit opneem. Ek weet nie regtig hoe ernstig hulle dit opneem nie, maar dit behoort ernstig opgeneem te word. En nie net sommer ligtelik opgevat te word nie. Want dit is wie Iran se regering regtig is. Hulle wil elkeen doodmaak wat hulle as hulle vyande beskou. Onthou my vriende, die Iranse fanatiese islamitiese regering van 47 jaar het al die terroriste organisasies soos Hamas, Hezbollah, die Houthis, Boko Haram, ISIS en soos daar miskien nog meer gefinansier en van wapens voorsien om Israel en die Christendom uit te wis en van die aardbodem af te vee. Kyk hoe gaan dit nou in die westerse lande. Die moslems ondermyn die regering van alle westerse lande waar hulle onwettig heen geïmmigreer het. Hulle stel eise aan die regerings. Hulle moor mense, hulle verkrag jong dogters. Hulle is bandeloos en wreed, vriende. In Ierland was daar onlangs 'n geweldige opstand oor 'n islamitiese immigrant wat 'n blanke man wreedaardig aangeval het op straat sodat hy sy oog verloor het, wat gelei het tot brandstigting en opstande van die Ierse bevolking. Die Ierse bevolking is geweldig ontsteld oor dit wat daar in hulle land gebeur. Hulle sê hulle regering het nie beheer oor dit nie en hulle het in opstand gekom en hulle het geboue brand gesteek. Geboue wat gratis huisvesting deur die regering aan al hierdie immigrante gee. Die regering van Ierland is in opstand en so ook in ander lande is die mense in opstand. Mense is in opstand teen dit wat in hulle land gebeur met hierdie onwettige islamitiese volke wat daar in hulle lande is. Al die Europese lande ervaar hierdie probleem met onwettige islamitiese immigrante. Almal van hulle voel bedreig deur hierdie mense wat onwettig in hulle land is en wat die reg in hulle eie hande neem, wat die regerings wil beheer, wat geen ontzag vir dissipline en wette en reëls het nie. Lande soos Duitsland, Frankryk, Engeland, Holland, Italië en al die ander lande ervaar hierdie geweldige vyandskap van hierdie onwettige immigrante in hulle land. Ek dink maar net aan dit wat die afgelope tyd in Australië gebeur het met die islamitiese volke daar, wat daar die 2 mans wat die Jode doodgeskiet het op die strand en gedurig is hulle besig om te betoog. En nou sien hoe dat die polisie van Australië nie weet hoe om hierdie immigrante te beheer nie. Hulle is magteloos en hulle is bang, hulle weet nie om op te tree nie. En net so lê die moeilikheid vir ons in Suid-Afrika en loer voor ons deur hier in Suid-Afrika. Hier is ook heel wat onwettige islamitiese immigrante, maar ons sien hoe dat hulle al meer beheer en regerings oorneem, hoe dat hulle topposte het in die land en dat hulle op elke dorp probeer om hulle self te vestig. Selfs in Amerika, waar Amerika so gerus is en dink dat die islamitiese volke nie vir hulle bedreiging gaan wees nie, dink ek, daar is vir hulle groot probleme op pad. Ons antwoord, liewe vriende, is Jesus. Hy is ons enigste toevlugsoord, hy is ons enigste antwoord. Ons as mense moet ons draai na Jesus toe, ons moet ons toevlug neem tot Jesus toe. Die woord sê vir my daar in die Ou Testament in Spreuke is 'n teksvers wat sê die naam van die Here is soos 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Ons moet na Jesus toe hardloop, ons moet sy naam aanroep in tyd van nood. Ons moet ons toevlug neem tot Jesus, want hy alleen kan ons red en beskerm in tye soos hierdie waarin ons leef. Nou hierdie haat van die moslim islamitiese volke
het sy oorsprong tussen die nageslag van Isak en die nageslag van Ismael. En hierdie haat sal altyd bestaan, solank as wat ons op aarde is, dit sal nooit uitgewis word, en vriende, solank as wat daar islamitiese volke is, sal daar altyd 'n haat vir Israel en vir Christene wees. Ek het al vir u vertel in 'n vorige boodskap, ek wil dit weer vertel, van Ayatollah Khomeini se haat vir Israel, hoe hy dit uitgespreek het, toe 'n joernalis vir hom gevra het, wat is sy grootste wens, of wat is sy grootste begeerte? Want dit is so 'n tydjie gestaan en gedink, en toe sê hy, ek het net een wens, ek het net een begeerte, en dit is dat Israel van hierdie aardbodem afgevee moet word, uitgewis moet word. En dis die haat wat daar by hierdie islamitiese volke is, van die regeringsleier tot onderuit. Die kinders word so groot gemaak, hulle word so geïndoktrineer, van kleintyd af met 'n wapen in die hand, want hulle skree death to Israel, death to Amerika. Nou vriende, begryp ons regtig die geweldige haat wat hierdie Arabiese volke vir Israel en vir ons as Christene het. Ek wil weer herinner, as ons nou praat van die haat vir Israel, herinner aan die woorde van die Here in Genesis 12 vers 1 tot 4 waar daar geskryf staan, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. 'n Seën sal wees vir al die ander volke. Israel is veronderstel om vir ons 'n seën te wees. Is 'n baie intelligente volk, is 'n volk met soveel vermoëns, en eintlik is hulle vir ons almal tot seën. Vers 3 sê, en ek sal seën diegene wat jou seën. Belangrik dat ons 'n seën oor Israel moet afbid en uitspreek. En die Here sê, ek sal hom vervloek wat jou vervloek. So vervloek jy Israel, sal jy vervloek wees. En in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Ons is geseën, omdat die evangelie van Jesus oorgekom het na ons heidense volke toe hulle Jesus verwerp het. Maar vriende, in die tweede plek sien ons daar moet 'n valse wêreldvrede kom. Ek het al in die verlede daaroor gepraat, ek gaan baie kort daaroor praat weer eens. Nou Donald Trump wil steeds baie graag as die vredemaker van die wêreld optree. Hy voel nog steeds dat hy die vredemaker van die wêreld moet wees. Iemand moet die pad vir die valse vredevors voorberei. As ons praat van die valse vredevors, dan verwys ons na die anti-kris. Hy sal as die valse vredevors op die toneel verskyn, die ruiter op die wit perd, die valse vredevors. Nou Donald Trump wil graag gesien word as die vredemaker van die wêreld. Voor die oorlog met Iran het Trump net een ding op sy agenda gehad, en dit was 'n vredesonderhandelinge met alle lande en alle volke in die wêreld. Dit was sy agenda, dit was sy plan, om al die volke te betrek by vredesonderhandelinge, vredesooreenkomste wat daar gesluit moet word. Onder andere maak die Abrahamse Akkoord deel daarvan uit, iets wat deur sy skoonseun opgestel is. Dis deel van hierdie vredesonderhandelinge met al die volke. Almal moet teken om in vrede met mekaar te leef en nie oorlog met mekaar te maak nie. Dit klink daarom so goed om waar te wees, om in 'n wêreld van vrede te woon. Maar dit sal nooit 'n ware vrede wees nie, altyd 'n valse vrede. Dis alles, vriende, die plan van die Satan vir die valse vredevors, naamlik die anti-kris wat moet kom. Die anti-kris wat op die toneel moet verskyn as die valse vredevors, maar die pad moet eers vir hom voorberei word, en dis presies wat ons vanmôre gelees het in ons skriflesing. En as ons 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 lees, dan staan daar geskryf, Paulus het geskryf, hy sê, die Here Jesus gaan sy bruid kom haal, sy bruid is sy bloedgewaste kinders, hy gaan ons kom haal op die wolke. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 18 sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van die aartsengele en die geklank van die besuin van God. En die wat in Christus gesterf het, die wat in Jesus gesterf het, wat
reeds dood is, maar in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle op wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. En dan sê vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. En dan skryf Paulus in die daaropvolgende hoofstuk in 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 6, wanneer dit sal gebeur, hy sê, maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word. Hy sê, is nie nodig dat ek weer vir julle moet sê, wat die tekens van die tye sal wees nie. Julle ken dit teen hierdie tyd. Want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag wanneer hy sy bruid kom haal. En nou sê vers 3, want wanneer hulle sê, en hier kom ons by die punt, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Dan kom die antichrist skielik op die toneel, en hy sal as die valse vredevors op die aarde verskyn. En vriende, nou nadat Amerika en Iran uiteindelik vrede en 'n wapenskietstilstand ooreenkoms gesluit het, word die wêreld betrek en aangemoedig tot vrede. Ook die Midde-Oosterse volke word aangemoedig tot vrede. Almal moet vrede met mekaar sluit, almal moet 'n vredesooreenkoms teken, dat ons nie oorlog sal maak verder nie, maar in vrede met mekaar sal lewe. Nou met die G7 beraad was vrede 'n groot deel van die besprekings wat daar plaasgevind het met daardie beraad. Dis nog net China, Rusland, Oekraïne en 'n paar ander kommunistiese lande soos Noord-Korea wat nie so maklik sal inkoop nie, maar die antichrist, wanneer hy op die toneel verskyn, sal hy almal oorhaal om valse vrede te aanvaar en ook hierdie ooreenkomste te sluit. Maar vriende, hou dop, hoe gaan Donald Trump en sy skoonseun Jared Kushner die vredesonderhandelinge dryf in die volgende maande? Want dit is deel van die eindtyd profesie. Hulle gaan hierdie vredesonderhandelinge dryf, en daarom het Trump geweier om verder oorlog te maak met Iran, maar om vrede te sluit. Die pad vir die antichrist se koms moet gelyk gemaak word, vriende. Ons het dit vanmôre gelees in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 12. Kom, ek lees net vinnig vir u weer 'n paar van hierdie verse, maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word, asof die dag van Christus al daar is nie. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, dis nou die antichrist, en die mens van sonde geopenbaar word. Hy word genoem die mens van sonde, die seun van die verderf, die teerstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie dat ek het altyd vir julle gesê het, toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word, eers met die bruid uit die weggeneem word. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Hy wie se koms is, volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van die ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Ongeregtigheid in die wat verlore gaan. Wie is die wat verlore gaan? Omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het, om gered te word nie. Liefde tot die waarheid is Jesus Christus. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo. Sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Behaag gehad het in die ongeregtigheid. Nou vriende, kom ek herhaal net vinnig. Die eerste twee dinge wat ons moet dophou, is natuurlik daardie vredesooreenkomste of onderhandelinge of vredesverdrag wat onderteken is tussen Iran en Amerika. En ons gaan sien hoe dit uitmekaar gaan val. Ons gaan sien hoe dat Iran
Amerika tot op die uiterste gaan beproef en heel moontlik gaan alles platval. Maar ons weet ook nie hoe ver dit gaan duur nie. Maar dan is die ander ding, is die feit dat Donald Trump en sy skoonseun, Jared Kushner, dat hulle hierdie vredesonderhandelinge in die wêreld gaan dryf, dat alle volke met mekaar vredesonderhandelinge teken, en dat daar 'n wêreldvrede moet kom, en dat almal in vrede moet leef en wil leef. Dis die gedagte, dis die dinge wat ons moet dophou. Dit gaan voor ons oë afspeel in die volgende weke of maande. Maar laastens sien ons, Israel moet iewers op 'n kol heeltemal alleen staan in die laaste dae. Dis deel van die eindtyd profesie. Hulle gaan alleen staan. Hulle gaan nie meer bondgenote soos Amerika hê wat aan hulle kant is en wat vir hulle gaan stry en namens hulle gaan optree nie. Hulle gaan heeltemal alleen staan as 'n volk. En vriende, hou dit dop. Dis reeds besig om al in plek te val. Daar is heelwat skrif wat ongetwyfeld daarop dui dat Israel in die laaste dae heeltemal alleen moet staan. Daar moet geen volke wees wat hulle skaar aan die kant van Israel nie. Nou onder andere dui Jesegiel 38 se profesie daarop, dat die Here vyhandige volke uit die noorde sal versamel om teen Israel oorlog te maak. Ons lees dit in Jesegiel 38 vers 14 tot 16. Die Here sê, daarom profeteer o mensekind, en hy sê dit vir Jesegiel, en sê aan Gog, dis nou al hierdie lande uit die noorde, so spreek die Here, sal jy dit nie opmerk in die dag, as my volk Israel veilig woon nie. So die volk Israel moet in vrede leef wanneer dit gebeur. Dis in die laaste dae, die Here sê in die laaste dae, dan sal jy kom uit jou woonplek, uit die agterhoeke van die noorde, jy en baie volke saam met jou, onder andere Iran, wat met jou, wat almal op perde ry, 'n groot menigte en 'n magtige leer, en jy sal optrek teen my volk Israel, soos 'n wolk, om die land te oordek. Aan die einde van die dae sal dit wees, sê die Here, aan die einde van die dae sal dit wees, dan sal ek jou teen my land laat aankom, sodat die nasies my, sê God, kan ken, as ek my in jou, o Gog. Nou, hierdie oorlog wat teen Israel gesmee gaan word die Gog-oorlog genoem. Sodat ek my in jou, o Gog, voor hulle oë as die heilige laat ken. God gaan vir Israel stry. God is die enigste bondgenoot van Israel aan die einde van die dae. Volke gaan hom vir Israel in die steek laat. Nou hier is daar geen sprake van 'n ander land of ander lande wat hulle as bondgenote aan die kant van Israel gaan skaar nie. Net God alleen sal hom aan hulle kant skaar, want hulle bly sy volk. En hy bly hulle God, en hy sal vir Israel optree. Daarom kan ons natuurlik verwag dat Amerika dalk onder Trump se regeringskap sy rug op Israel gaan draai. En ons ervaar dit reeds. Soos ek reeds gesê het, was Amerika en Israel sterk bondgenote wat saam die oorlog teen Israel beplan en saam die oorlog teen Iran, verskoon tog, gevoer het, tot op die einde. En toe maak Israel geen deel van die betrokke vredesooreenkoms met Iran uit nie. Amerika het hulle net uitgeskakel. Amerika het hulle nie betrek by hierdie vredesonderhandelinge nie. Israel het dit verskeie kere gesê dat hulle self sal verdedig en beveilig, veral in Libanon teen Hezbollah, ongeag wat Amerika en Iran se vredesonderhandeling is. Hulle sê ons is nie betrek daarby nie, so ons gaan nie die oorlog met Hezbollah stop nie. Iran is ernstig beskadig, maar nie vernietig nie, met die oorlog van Amerika en Israel teen hulle. Hezbollah is erg verklein,
maar nie onskadelik gestel nie. Die vyhandige moslemvolke rondom Israel is nog net soveel soos voorheen en haat Israel dalk nog meer as voorheen en na dese haat Iran vir Israel ook nog meer as ooit tevore. Onthou dit, hulle haat vir Israel meer as ooit tevore. Vir die wêreld gaan dit op hierdie stadium oor vrede. Vrede, dis iets wat ons moet dophou, en dat die olie net weer normaal uitgevoer word, sodat die wêreld se ekonomie en wêreldmarke kan stabiliseer. Dis al wat vir die wêreld tel, dis al wat vir die wêreld belangrik is. Maar Israel soek na veiligheid, want hulle is alleen. Hulle soek na veiligheid vir hulle eie land en vir hulle eie mense, en hulle moet vir hulle eie veiligheid stry. En die Here sal ook vir hulle stry. Daarom het Netanyahu vir Trump reguit gesê, hulle verbind hulle glad nie aan enige voorwaardes wat namens hulle gemaak is ten opsigte van beveiliging teen Hezbollah nie. En Israel Katz, die verdedigingsminister, het gesê, hulle sal in Libanon bly vir solank dit nodig is, want as ons glo dat Iran regtig vrede in die gebied wil hê, deurdat hulle eis dat Israel uit Libanon moet onttrek, dan terg ons onsself. Ons glo hulle nie, ons glo nie dat hulle opreg bedoel dat daar vrede moet wees nie, want hulle haat ons. Trump het nie net die Iranse burgers wat gepleit het vir 'n verandering van die regering nie, verraai nie. Hy het hulle verraai, want hulle het gedink, hy gaan hulle beskerm en hulle het almal gedink, Trump gaan die regering in die kussings lig, en dit het nie gebeur nie. Maar hy het ook vir Israel in 'n sekere sin verraai, want hy wil Israel dwing om in te val by sy voorwaarde vir 'n vredesooreenkoms met Iran. En Iran gaan dit uitbuit as Israel nie hulle aanvalle op Hezbollah se teikens in Libanon staak nie. So hulle gaan sê, sien julle, ons het met Amerika 'n vredesooreenkoms, maar dan moet daar geen oorlog gemaak word nie. Ook Israel mag nie vir Hezbollah skiet nie. En hulle gaan dit uitbuit. En dit kan maak dat Trump hom gaan onttrek van Israel. Want hy gaan vir hulle sê, ek het vir julle gesê, julle mag nie meer in Libanon inval en Hezbollah skiet nie. Intussen wonder almal ernstig hoe die huidige ooreenkoms tussen Amerika en Iran in sy detail aan die wêreld bekend gemaak gaan word of nie. Gaan die wêreld regtig weet wat behels daardie vredesonderhandeling en ooreenkoms tussen Iran en Amerika. Dit kan beteken dat Trump en Iran elk hulle eie weergawe van die ooreenkoms gaan weergee. Hou mooi dop, vriende, hou mooi dop, hoe Israel al meer geïsoleer gaan word en een van die dae geen vriende en geen bondgenote meer gaan hê nie, maar net vyande. Selfs Amerika is reeds besig in die persoon van Donald Trump om hulle rug te draai teen Israel. Maar ons weet al hierdie dinge moet gebeur. Hoekom? Want daar moet 'n Gog-oorlog kom. Waar Iran en Rusland en Turkye en baie van hierdie moslemvolke en lande teen Israel gaan oorlog voer. Jesegiel 38. Maar God gaan vir Israel stry, God gaan vir hulle optree, want hy is hulle enigste beskermheer en hulle enigste bondgenoot. En dis waantoe die profesie gaan. Vriende, hou dit dop. Kyk mooi hoe word Israel geïsoleer. Kyk mooi hoe gaan Amerika in by name Donald Trump sy rug teen Israel draai. En dan kom die eindtyd profesie in vervulling.
En Jesus se koms is voor die deur, hy kom haal sy bruid, die anti-kris gaan op die toneel verskyn, en dis naby, dis baie naby, is u gereed vir daardie dag, wanneer Jesus sy bruid kom haal, en wanneer die anti-kris op die toneel gaan verskyn. Die wat hom nie volg nie, gaan ongelukkig moet sien, hoe die anti-kris op die toneel verskyn, met tekens en wonders en kragtige dade, om almal te mislei en te verlei. Pas op, maak gereed, kry jouself gereed, maak jou saak met Jesus reg. Wees seker jou naam is opgeskryf in die boek van lewe. Wees seker, jy is God se kind. Moenie teen Israel praat nie, moenie teen Israel optree nie, maar spreek vrede, bid vir hulle veiligheid en seën Israel, sodat jy ook geseën kan wees en sodat jy ook God se genade kan ontvang. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woord. Dankie dat u tot ons harte gespreek het. Dankie dat ons weet, u woord is die enigste waarheid. En ons kan glo wat in die woord geskryf is, ons moet dit net reg verstaan. Dankie dat u ook vanmôre tot elkeen se hart gespreek het. Help ons om gereed te wees. Gereed te wees vir die einde as dit skielik kom, as Jesus skielik kom soos 'n dief in die nag, sy bruid te kom haal, dat ons gereed sal wees. Ons dank u vir hierdie woord in Jesus se naam. Amen. Vriende, 3 dinge om dop te hou. 3 dinge om dop te hou. Kyk mooi, hoe gaan dit in vervulling kom. Mag jy 'n geseënde dag hê en 'n geseënde week. Totsiens.